Welkom by sessie 5 van die Kruispad reeks, waar ons na die momente in Jesus se lewe kyk en hom as disipel volg. My vraag aan jou vandag is, hoekom is jy hier? Kan jy vir my met volle vertroue sê wat God se wil, doel en plan vir jou lewe is? Billy Graham verduidelik dit vir ons so mooi waar hy sê, God has given us two hands, one to receive with and the other to give with. Nadat Jesus in die woestyn versoek is, kan 'n mens duidelik sien dat Jesus met gesag in sy openbaring bediening intree. En wat vir my merkwaardig is van Jesus, is dat elke tree wat hy van hierdie oomblik af gemaak het, het hom nader aan die kruis gebring. Tog het hy met selfvertroue geloop, wetend presies hoekom hy gekom het. Een van die eerste dinge wat Jesus sy disippels geleer het, was hierdie kragtige waarheid in Matteus 5, dat hy die lig van die wêreld is en dat sy volgelinge geroep is om dieselfde lig te laat skyn. Ons lees in Matteus 5 vers 13 tot 14 waar Jesus sê, julle is die sout by die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. So wat sê Jesus vir ons? Jy is die lig vir die wêreld. Jy is die sout vir die aarde. Ek en jy is geroep om die sout en die lig vir hierdie aarde te wees. Hoekom? Want Jesus het so geleef en ook gesê. Punt 1, Jesus is die ware lig. Johannes 8 vers 12 lees ons, op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jy sien, net soos 'n verkeerslig orde gee aan die verkeer, so het Jesus gekom aarde toe om lig te bring in die wêreld. 'n Bonatuurlike lig wat beskikbaar is vir my en vir jou om duisternis weg te dryf en orde te skep waar ons gaan. Jesus is die lig wat openbaring bring in die donker. Waarheid wys in die donker. Heiligmaking gee in die donker. Martin Luther King verduidelik dit so mooi waar hy sê, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Ons almal het al in die donker probeer goed doen in stilte sodat ons hierdie persoon kan wakker maak nie. Maar dan maak ons eintlik meer skade as wat ons net van die begin af die lig aangesit het. Om met Jesus te loop is om in die lig te loop. Om sonde te ontbloot en God se waarheid in 'n donker wêreld te openbaar. 1 Johannes 1 vers 7 lees ons, maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons elke sonde. Punt 2 lees ons, Jesus is die ware sout. Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout vir die aarde. Sout maak alles lekker en beter. Ek het agtergekom, hoe meer ek hardloop en hoe fikser ek word, hoe meer kryf my liggaam sout. Hoekom? Want dit balanseer my liggaam se vloeistof. Sout bewaar. Ons moet die wêreld van verderf af bewaar. In die Bybelse tyd is sout gebruik om kos te bewaar en te keer dat dit nie bederf nie. As gelowiges is ons geroep om God gegewe en waarde te bewaar in 'n wêreld wat moreel verval. Die eerlikheid, liefde en waarheid vertraag ons die geestelike verval rondom ons. Sout gee smaak. Ons moet God se vreugde bring. Ons as gelowiges behoort die smaak van Christus te bring. Blydskap, vrede, hoop,
in ander se lewens. Wanneer mense jou ontmoet, moet hulle ietsie anders te proe, die goedheid van God. 2.3 Sout genees. Ons moet genesing bring waar dit seer is. Sout was ook daai tyd gebruik om wonde te reinig en te genees. Ons is geroep om draers van genesing te wees, om vergifnis, deernis en gebed te bring aan gebroke mense. Deel 3 lees ons, Jesus se lig en sout word ons identiteit en missie. Johannes 20 vers 21, lees saam met my, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Wat 'n voorreg. Hoe word dit deel van ons identiteit? In 3.1 kan jy neerskryf, deur voort te gaan met Jesus se werk op aarde. 3.2, deur sy hande en sy voete te wees hier op aarde. En 3.3, deur sy vrede, sy gees en sy gesag. Enige goeie leier sal vir jou vra, wie lei jy op? En enige goeie disipel sal vir jou vra, wie disipel jy? Nou in praktiese toepassing, vind uit waar jy verskil kan maak in God se koninkryk. Skryf neer jou waardes gebaseer op God se woord, op sy wil vir jou lewe. En luister na iemand se behoefte en vra vir God op watter manier jy kan help en 'n verskil maak. Ten slotte, my gebed is dat jy die sout en die lig sal wees in iemand se lewe. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dankie vir die roeping wat U vir ons gegee het om die sout en die lig te wees hier op aarde. Ek vra dat ons sensitief en gehoorsaam sal wees met dit wat U ons voor geroep het. Dat ons die voorbeeld sal volg wat Jesus vir ons gegee het. Nie net by die werksplek of by die winkels nie, maar ook selfs in die kerk en waar ook al heen ons gaan. In Jesus naam. Amen. Nou, baie belangrik, daar is klein groep besprekings wat jy kan deurwerk. Lees deur dit, gesels daaroor. Dan sien ons julle weer. Totsiens.